Welkom in Leeuwwêreld. Goeienaand. Daar is byna 300 verwysings na leeu's in die Bybel. Baie daarvan simbolies om iets magtigs te beskryf. Dis immers die eerste gedagte wat by 'n mens opkom as jy aan 'n leeu dink. Leeu's is nie bang vir enige iets nie. Hulle sal die hele dag onder 'n boom lê en slaap en opstaan, hulle uitstrek en weer gaan lê. Leeu's hoef eintlik maar net vir ander leeu's bang te wees. Die verhale waar 'n mens 'n leeu sonder wapens oorwin het, word oor en oor vertel. In die Bybel is die verhaal waar Samson die leeu met sy hande verskeur uniek. Die leeu bly die koning van die diereryk, as die simbool van mag en krag. Ongelukkig van verslindende en vernietigende krag. In die ou Israel het jy nog oral leeu's aangetref, in bergstreke, langs die Jordaan, in die semi-woestyn, selfs in stede. Vir die mense en by name die skaapherder was die leeu 'n vreesagtige bedreiging. Vernietiging en vrees is gevolglik die oorwegende konteks waarin die Bybel oor die leeu praat. In die sin leef ons as gelowiges in leeuwwêreld. 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Soos 'n brullende leeu. Die beeld waarmee die duiwel beskryf word, is in baie opsigte van pas. Die duiwel is 'n geskape engel van God, wat in opstand teen God gekom en 'n groep ander engele saam met hom geneem het. Hy word die duiwel, die teenstander, die vyand, die Satan, die verdeler genoem. Hy het die sondeval van die mens geïnisieer en so vyandskap tussen God en sy mens gebring. Hy word gevolglik die koning van die wêreld, die vader van die leuen genoem, ook die slang en die draak. Met die opstanding van Jesus word die deurslaggewende oorwinning oor die bose behaal en word die duiwel uit die hemel gewerp. Hier op aarde spits hy hom nou toe op die mense, veral op die kinders van die Here. Soos 'n gekweste leeu loop hy desperaat rond in sy pogings om skeiding tussen mens en God te bring. In die sin leef ons as gelowiges in 'n leeuwwêreld. Ons sal die bose kry waar hy aktief onder sy aanhangers en besetenis werksaam is om God se naam te laster. Jy sal hom wreed daar kry soos 'n leeu, daar waar mense en diere geslag word. Jy sal hom kry waar hy mense wat nie met die gees vervul is nie, in hulle eie strewe na mag en rykdom, op ander mense laat trap, hulle vertrap en verskeur, om hulle sin te kry. Jy sal hom as slinkse en listige slang kry, waar hy mense probeer verlei om weg van die Here af te lewe. En hierin sal hy in sy wêreld en in ons eie sondige natuur al te gewillige bondgenote vind. Jy sal hom kry waar hy gelowiges bloeddorstig indoktrineer, vervolg, selfs laat vermoor. Die stryd sal na mate die wederkoms van die Here naderkom, al hoe feller word. Wees daarom wakker en nugter. So roep Petrus ons in die woord van die Here op. Moenie die leuen glo dat die Satan nie bestaan nie. Niemand sal immers in die veld ongewapend rondloop as hy weet daar's 'n gekweste leeu in die omtrek nie. Wees nugter. Dink hieroor. Moenie deur die wêreld of deur middele bedwelmd rondloop sodat jou reaksietyd stadig is nie. Moenie in slaap gesis word nie. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dalk is dit ook vir ons vandag baie goed om weer 'n slag oor die duiwel en sy krag na te dink. Nie dat ons vreesgedrewe oor hom dink nie,
maar nogtans is hy 'n werklike teenstander, waarmee ons as verloste oorwinnaars rekening moet hou. Goeienaand.